Hallo julle! Hoi daar, hoop het gaan goed met julle. Welkom by M-Kids vandag. Kan julle raai wat ons doen? Ons is superheroes. Ons nuwe reeks gaan alles oor superheroes uit die Bybel. Hoe amazing is dit? Ons gaan leer hoe ons ook kan superheroes wees. Awesome. Is julle reg daarvoor? Julle moet wees. Vandag se ene gaan oor E-hit. E-hit. jy. Geniet dit. Ek gee alles vir U, want U sal magtig. U sal magtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Ek probeer uitfigure watter superkrag my spesiaal maak. As iemand vra wie ek is, wil ek graag 'n slogan of beskrywing kan gee, sodat die persoon kan sê, ek het vandag iemand merkwaardig ontmoet, sê ek dit of dat doen. Waar pas ek in? Waar kan ek uitstaan en 'n impak maak wat herkenbaar is? Wat kan ek doen wat saak maak? Ek probeer uitfigure watter tipe superheld ek kan wees. Elke superheld het mos 'n storie waar alles begin het, né? Hoopelik kan myne ook na iets lei wat wonderliks is. Dink deur om baie atleties te wees of baie slim. Miskien as ek luister na wat mense dink en voel, regtig verstaan. Ek dink deur om 'n super talent te hê, soos om mooi te kan sing of 'n sens van humor te hê, maak jou dalk spesiaal. Die ding is, ek voel nogals awkward. Die dinge waarin ek goed is, voel of dit regtig nie 'n verskil maak nie. Ek wonder of ek merkwaardig is. Ek is nie 'n superheld in enige obvious maniere nie. Is dit moeilik vir my om 'n superheld te wees? Hallo julle, so vandag gaan ek julle vertel van E-hit. Dis 'n baie lang en gekompliseerde storie wat ek vir julle baie kort gaan maak. So, E-hit was 'n Israeliet gewees. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die Here se oë. Daarom het hulle onder die koning Eglon gebly. Hulle moes aan Eglon belasting betaal. Hulle het vir Eglon 18 jaar gedien. Eendag het die Israeliete moeg geraak en hulle het vir die Here gevra om hulle te help. Die Here het vir hulle gesê, maar hy stuur vir hulle E-hit. E-hit was links, so hy het met sy linkerhand geskryf en geveg. Hulle het vir E-hit
die belastinggeld gegee en gesê hy moet die koning Eglon gaan betaal. Ehud het dit gedoen, maar hy was slim. Hy het saam met hom 'n swaard gevat wat 1 el lank was. Hierdie swaard was aan albei kante skerp gemaak gewees. Hy het gegaan na die koning toe met die belastinggeld. Daar gekom en van die koning die belastinggeld gegee. Toe hy klaar was en hy en die koning se manne begin wegstap, het hy vir die koning gesê, maar hy het gekom met 'n boodskap. Die mense het hom gestuur. Daarop het die koning se manne gegaan. So, Ehud en die koning was alleen. Net sodra die koning nie mooi gefokus het nie, het Ehud sy swaard uitgehaal en die koning doodgesteek met die swaard. Hy het hom doodgesteek en weggestap. Die deure agter hom toegemaak. Die koning se manne het dit eers nie agtergekom nie en gedink dalk is die koning maar net besig binnekant, besig om sy voete te bedek. Maar 'n rukkie later het hulle begin dink dalk is iets fout. So, teen daai tyd was Ehud lankal weg gewees. Die mense van die koning het ingegaan en gesien hy is dood, maar Ehud was weg. Ehud het by die Israeliete aangekom en hy het vir hulle gesê dat die Here gesê het hulle hom moet volg. En dit is hoe Ehud die Israeliete van koning Eglon gehelp het. Die Israeliete was in die moeilikheid en het vir jare onder die vyande gelei. Hulle het hulp nodig gehad. Hulle het gebid en hulle het gesmeek dat God hulle sal help. God het hulle beantwoord deur vir hulle 'n man met die naam Ehud te stuur, 'n onverwagse held. God het Ehud 'n baie spesifieke held gemaak deur op te gebruik net soos wat hy was om 'n groot verskil te maak. Wie van julle is linkshandig? Verbeel jou nou, jy bly in 'n gemeenskap en 'n kultuur wat jy klassifiseer as anders, as amper abnormaal, net omdat jy links is. Net soos daar meer regshandse mense vandag is, was dit ook so in die Bybelse tyd. Om linkshandig te gewees het jou anders gemaak in daardie dae. Sommige mense het gedink regshandige mense is sterker. Ons weet dit is nie waar nie. Ehud, ons held oor wie ons nou net gelees het, was linkshandig. Vandag maak dit nie regtig saak of jy links of regshandig is nie. Jy gebruik dit 'n ander hand. Maar in die Bybelse tyd, in 'n militêre situasie, het dit vir jou taktiese voordeel gegee. Kom ek wys vir julle. As ek 'n swaard het, en ek is regshandig, sal ek die swaard aan die linkersy sit om hom vinnig en gemaklik en vinnig te kan uittrek. Wanneer ek naby die koning kom, sal hulle na my linkersy kyk vir wapens. Omdat meeste mense regshandig is, sal dan baie min mense aan my ander sy kyk vir wapens, omdat ek dalk linkshandig is. Dis presies hoe Ehud die koning kon oorwin, deur anders te gewees het. Ehud se linkshandigheid het op die onverwagse held gemaak wat die oorlog gewen het. God gebruik mense om ongelooflike dinge te doen. God gaan waarskynlik nie vir jou die vermoë gee om gedagtes te lees of super vinnig of selfs sterk te wees nie, maar hy gebruik vir wie jy is, met jou talente, met jou gawes, jou persoonlikhede, om 'n verskil te maak in die wêreld. Hy gaan jou wys en leer hoe om vir hom 'n held te wees in sy wêreld, net soos wat jy is. Jy hoef nie meer soos iemand anders te wees nie, maar kan eerder jou eie unieke gawes ontdek en God gehoorsaam wanneer hy jou vra om dit te gebruik. Hy kan jou gebruik soos jy is en kan jou talente en gawes as spesiale voordele gebruik. Wat 'n opwindende ding is hierdie nie. Jy is op 'n wonderlike avontuur van selfontdekking met God. Hierdie avontuur lei jou om jou te sien soos God jou sien en om hom toe te laat om jou te leer om in jou superheld skoene in te klim en te doen wat hy jou geroep het om te doen. God is so kreatief en hy is so intelligent. Hy weet regtig wat hy doen en waar jy inpas in sy plan. Is jy reg? Dit is net moeilik vir jou om 'n held te wees nie. Dit is wat jy gemaak is om te wees. Hey ouens, kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons gebruik in ons uniekheid om 'n verskil daar buite te maak en betekenis te kan hê vir ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Cheers julle.
Hallo ouers, dis heerlik dat julle so saam met ons reis deur die MKids video's te kyk. Om te verseker dat jy nie uitmis op enige van die nuwe materiaal nie, klik asseblief op ons YouTube kanaal op die subscribe knoppie en dan sal dit outomaties ook kan opkom wanneer jy daarvoor soek. Kontak ons gerus indien jy enige verdere vrae het.